Ek wil vandag praat oor die koste van die verkeerde mense in jou lewe. Of die gevaar van die verkeerde mense in jou lewe. Ons boodskap is vanmôre in 1 Korintiërs 15 vers 33. Moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes, sê die woord van die Here. Nou geliefdes gemeente, daar is mense wat God in jou lewe plaas, om jou te help, te bemoedig en jou nader aan hom te bring. Maar daar is ook mense wat jou vrede steel, jou visie vernietig, jou geloof verswak en jou weg van God aftrek. Een van die grootste foute wat baie mense maak, is om die verkeerde mense te lank in hulle lewens te hou. Jy kan lief wees vir iemand en steeds besef dat hulle nie goed is vir jou geestelike bestemming nie. Jy kan vir iemand bid, maar jy hoef nie noodwendig aan hulle toegang tot jou lewe te gee nie. Nie almal wat saam met jou begin, is bedoel om saam met jou klaar te maak in die lewe nie. Sommige mense is deel van jou verlede, maar hulle is nie deel van jou toekoms nie. Nou wat jy moet verstaan vanmôre is, die verkeerde mense kos jou vrede. Jesus sê in Johannes 14 vers 27, hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Vrede is kosbaar. Maar sommige mense kom in jou lewe en bring voortdurend drama, konflik, spanning, verwarring. Elke keer wanneer jou foon lui, weet jy, daar kom probleme. Elke gesprek word baie keer 'n argument. Elke ontmoeting laat jou emosioneel uitput. Jy probeer hulle gelukkig maak, maar jy verloor jou vrede. Maar geliefdes, jy moet leer dat jou vrede ook waarde het. Jy kan nie almal se probleme dra nie. Jy kan nie almal red nie. Jy kan nie almal gelukkig maak nie. En jy kan nie toelaat dat iemand voortdurend jou vrede vernietig en dan sê, maar ek is 'n Christen nie. Jesus het ons geleer om mense lief te hê. Maar om iemand lief te hê beteken nie dat jy hulle toestemming moet gee om jou te vernietig nie. Die verkeerde mense kos jou doel. In 1 Konings 13 sien ons 'n profeet wat 'n duidelike opdrag van God ontvang het. God het vir hom gesê wat om te doen, maar toe kom 'n ander profeet en gee hom 'n ander boodskap. 'n Jong profeet luister na die verkeerde stem en verloor sy lewe. Dit is 'n ernstige waarskuwing. Soms weet jy wat God vir jou gesê het, maar dan laat jy iemand anders jou oortuig om iets anders te doen. God sê, gaan vorentoe. Maar die verkeerde mense sê, jy kan dit nie doen nie. God sê, begin. Hulle sê, wat sal mense sê? God sê, vertrou my. Hulle sê, jy moet teruggaan. En stadig maar seker verloor jy jou fokus. Die verkeerde mense kan jou laat twyfel aan die roeping wat God op jou lewe geplaas het. Daarom moet jy versigtig wees wie se stem jy toelaat om jou lewe te lei. Nie elke stem wat hard praat, kom van God af nie. Die verkeerde mense kos jou geestelike groei. In Spreuke 13 vers 20 sê die woord van die Here, wie met mense
wie met wyse mense omgaan, hulle word wys, maar hy wat met dwaase verkeer ondervind ellende. Wie jy voortdurend om jou het, beïnvloed jou. As jy voortdurend saam met mense is wat oor alles kla, begin jy ook later kla. As jy voortdurend saam met mense is wat negatief is, word jy negatief. As jy voortdurend saam met mense is wat sonde normaal maak, begin die sonde normaal sien. Laat ek het weer so stel, as jy voortdurend saam met mense is wat sonde normaal maak, begin jy sonde normaal sien. As jy voortdurend saam met mense is wat nie bid nie, kan jou gebedslewe begin verswak. Daarom moet jy vra, wie beïnvloed my? Wie praat in my lewe? Wie het toegang tot my hart? Want mense plant sade in jou lewe. Sommige mense plant geloof. Sommige mense plant weer vrees. Sommige mense plant hoop. En sommige mense plant bitterheid. En wat jy voortdurend hoor, begin uiteindelik in jou hart groei. Die verkeerde mense kos jou toekoms. Kyk na Samson. God het 'n groot roeping op Samson se lewe gehad. Hy was sterk. Hy was gesalf. Hy was deur God gekies. Maar Samson het voortdurend met die verkeerde mense en die verkeerde vroue verbind. Uiteindelik het Delilah sy geheim ontdek. En wat het gebeur? Sy krag is weggeneem. Sy oë is uitgesteek. Hy het sy vryheid verloor. Die vraag is vanmôre of vandag, hoeveel kos die verkeerde mense jou? Miskien kos hulle jou vrede. Miskien kos hulle jou huwelik. Miskien kos hulle jou bediening. Miskien kos hulle jou finansiële stabiliteit. Miskien kos hulle jou verhouding met God. Jy kan nie altyd die verkeerde mense in jou lewe hou en verwag dat jy dieselfde persoon sal bly nie. Wie jy toelaat om naby jou te kom, kan jou bestemming beïnvloed. Jesus het selfs grenslyne gehad. Jesus het ook gekies wie in sy lewe moet wees. Daar was baie wat graag met Jesus wil gebeweeg het, wat Jesus gesond gemaak het. Maar hy het tegengekom en hy gesê, nee, gaan maar liewes daar na die priester en gaan vertoon jou, en dan gaan gee jy liewes by jou tiendes, gaan gee jy daar so. Jesus het allemaal lief gehad, maar Jesus het nie allemaal dieselfde toegang gegee. Nee, daar was die skare, daar was die 70, daar was die 12 disciples, daar was die 3, Petrus, Jacobus en Johannes, en daar was tye wanneer Jesus alleen gegaan het om te bid. Dit leer ons iets belangrik. Liefde beteken nie dat almal dieselfde toegang tot jou lewe moet hê nie. Daar is mense wat jy moet lief hê van 'n afstand. Daar is mense vir wie jy moet bid, maar nie saam met hulle moet loop nie. Daar is mense wat jy moet vergewe, maar jy hoef nie weer dieselfde vertroue aan hulle te gee nie. Vergifnis beteken nie altyd herstelde toegang nie. Jy kan iemand vergewe en steeds gesonde grense hê. Jy moet soms mense los om jou bestemming te bestem. Ek gaan het weer herhaal, jy moet soms mense los om jou bestemming te bestem. In Genesis 13 moes Abraham en Lot uit mekaar gaan. Hulle was wel familie. Hulle het saam begin. Maar hulle het op 'n punt gekom waar hulle nie meer saam kon voortgaan nie. Abraham sê, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou nie. Skei jou toch van my af. Soms is skeiding nie 'n vloek nie. Soms is skeiding beskerming. Soms moet jy iemand los omdat God
jou na 'n nuwe vlak of hoogte toe wil neem. Sommige mense kan jou nie verstaan in die nuwe seisoen waarin God jou bring nie. Jy probeer hulle saamneem, maar hulle trek jou terug. Jy probeer hulle oortuig, maar hulle verstaan nie. Jy probeer hulle help, maar hulle wil nie verander nie. En uiteindelik staan jy stil, omdat jy weier om vorentoe te gaan, sonder hulle. Maar ek wil vir iemand sê vandag, God het nie gesê almal moet saam met jou gaan nie. Sommige mense was nie net deel van een hoofstuk, maar moenie 'n hele boek verloor, omdat jy weier om 'n hoofstuk af te sluit nie. Die verkeerde mense kan jou identiteit verander. Jy moet versigtig wees, want as jy lank genoeg saam met die verkeerde mense loop, kan jy begin dink soos hulle. Hulle kan jou laat glo, jy is nie goed genoeg nie. Jy sal nooit iets bereik nie. God kan jou nie gebruik nie. Jy moet maar net aanvaar dat jou lewe so sal bly. Maar God sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. In Jeremia 29 vers 11. God se plan vir jou lewe word nie bepaal deur mense se opinies nie. Jy is nie wat mense oor jou sê nie. Jy is wie God sê jy is. Jy is nie 'n mislukking omdat iemand jou verwerp nie. Jy is nie waardeloos omdat iemand jou verlaat het nie. Jy is nie klaar omdat iemand teen jou gepraat het nie. God het steeds 'n plan met jou lewe. Hoe weet ek wie moet ek in my lewe hou? Vra jouself, bring hierdie persoon my nader aan God of verder van God af? Dit is nommer 1. Kan ek myself wees rondom hierdie persoon? Is hierdie persoon bly oor my groei? Kan hierdie persoon my regjaag sonder om my te vernietig? Is daar vrede in hierdie verhouding? Is daar wederwysige respek? Is hierdie persoon deel van God se doel vir my lewe? Want ware vriende sal nie altyd vir jou sê wat jy wil hoor nie, maar hulle sal vir jou sê wat jy moet hoor. En dit is in Spreuke 27 vers 6. Getroue wonde van 'n vriend is opreg, of getroue woorde van 'n vriend is opreg. Die regte mense sal jou nie altyd pamperlang nie. Hulle sal jou help om beter te word. Hulle sal jou aanmoedig om te bid. Hulle sal jou herinner aan God. Hulle sal jou nie probeer vernietig omdat jy groei nie. Soms is jy die verkeerde persoon in iemand anders se lewe. Soms is jy die verkeerde persoon in iemand anders se lewe. Hier moet ons ook eerlik wees. Ons praat maklik oor die verkeerde mense, maar soms moet ons onsself ondersoek. Is ek 'n goeie invloed op ander mense? Bring ek vrede of konflik? Bring ek hoop of moedeloosheid? Bring ek geloof of vrees? Bring ek mense nader aan Christus of vrede van hom af? Ons moet nie net bid, Here, haal die verkeerde mense uit my lewe nie. Ons moet ook bid, Here, maak my die regte persoon in ander mense se lewe. Geliefdes, gemeente, vriende, jou lewe is te kosbaar om dit aan die verkeerde mense oor te gee. Jou roeping is te kosbaar. Jou vrede is te kosbaar. Jou gesin is te kosbaar. Jou verhouding met God is te kosbaar. Daarom moet jy vandag 'n besluit neem. Sommige mense moet jy vergewe. Sommige mense moet jy seën. Sommige mense moet jy lief hê, maar sommige mense moet jy ook loslaat. Nie omdat jy hulle haat nie, maar omdat jy verstaan, ek kan nie my toekoms vernietig
om iemand anders gemaklik of te please nie. Soms is die grootste stap van geloof nie om iets te ontvang nie. Soms is die grootste stap van geloof om iets los te laat. Laat die verkeerde mense gaan asseblief. Laat die bitterheid gaan asseblief. Laat die vrees gaan. Laat die verlede gaan. En maak plek vir die mense wat God stuur. Want wanneer God iemand uit jou lewe verwyder, beteken dit nie altyd dat jy verloor het nie. Soms beteken dit dat God jou beskerm het. En ek verklaar vandag oor jou lewe, jy sal jou bestemming verloor nie. Ek verklaar oor jou lewe, jy sal nie jou bestemming verloor nie. Jy sal nie jou vrede verloor nie. Jy sal nie jou roeping verloor nie. Jy sal nie jou geloof verloor nie. Die Here sal jou lei. Die Here sal jou beskerm. Die Here sal jou wys wie saam met jou moet gaan. Die Here sal jou wys met wie saam met jou moet gaan en wie jy moet los. Jou volgende seisoen sal nie vernietig word deur die verkeerde mense nie, in die naam van Jesus. Miskien, geliefdes vriende, het jy vandag besef dat jy mense in jou lewe het wat jou wegtrek van God. Miskien het jy iemand vergewe, maar jy dra nog steeds die pyn. Miskien het jy mense toegelaat om jou vrede te steel. Vandag sê Jesus, kom na my toe. Jy hoef nie alleen te dra nie, man. Jy hoef nie alleen te veg nie. Jy hoef nie alleen te probeer herstel nie. Jesus kan jou hart genees. Hy kan jou denke genees. Jesus kan jou vrede herstel. Jesus kan jou weer oprig. Kom na die Here toe. Kom ons bid saam, geliefdes in die Here. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus, ek bring vandag elke persoon voor U wat hierdie boodskap hoor. Here, gee hulle wysheid om te weet wie hulle in hulle lewe moet hou en wie hulle moet loslaat. Genees hulle harte en van verraad, verwerping en teleurstelling. Help hulle om te vergewe, maar ook om gesonde grense te hê. Verwyder elke verhouding wat hulle van U afweg getrek het. Bring mense in hulle lewe wat hulle sal bemoedig, sal versterk en nader aan U sal bring. Here, beskerm hulle vrede. Here, beskerm hulle familie. Here, beskerm hulle roeping. Beskerm hulle toestemming. Gee hulle die moed om weg te stap van alles wat hulle geestelik vernietig het, en gee hulle die wysheid om nie die mense te verloor wat U gestuur het om hulle te help nie. Vader, herstel elke persoon wat deur die verkeerde mense seer gemaak is. Gee hulle nuwe krag vanmôre. Gee hulle nuwe vrede vandag. Gee hulle nuwe hoop, Vader, en laat hulle nooit vergeet. Hulle is nie wat mense van hulle sê nie. Hulle is wie U sê hulle is, in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Ek verklaar oor jou lewe, die verkeerde mense sal jou bestemming vernietig nie. Ek verklaar die verkeerde stemme sal nie jou geloof stil maak nie. Ek verklaar die verkeerde verhouding sal nie jou toekoms steel nie. God gee jou wysheid in hierdie dag. God gee jou onderskeiding in hierdie dag. God gee jou vrede in hierdie dag. En God bring die regte mense in jou lewe. En jou beste dae is nog voor jou. In die naam van Jesus Christus, ek verklaar dit en so sal dit wees. 'n geseënde dag vir U en mag die Here U verder seën op hierdie pad vorentoe. Amen.